Hallo maats, welkom by ons storie vandag uit Afrika Avontuurstories deur Dr. Mfuni. Maar voor ons met vandag se storie begin, kom ons sluit net eers ons oë. Liewe Heer, dankie vir nog 'n dag wat U aan ons geskenk het, wat ons met ons familie kan spandeer. Seën ons vandag en maak ons harte rein. Amen. Vandag se storie is getitel Hy waak oor jou. Immanuel was 'n tienerseun wat op 'n klein myndorpie Chirugwi in Zimbabwe gewoon het. Toe hy baie jonk was, het sy ouers na Bulawayo verhuis. Omdat Immanuel van Chirugwi na Bulawayo getrek het, kon hy 2 tale, Ndebele en Shona, vlot praat. Zimbabwe was in die vroeë jare bekend as Rhodesië en was betrokke in 'n oorlog. Die regering van Rhodesië het 'n bevel gegee dat alle seuns wat klaar is met skool by die weermag moet aansluit. Dit is in die tyd net toe Immanuel sy hoërskoolloopbaan voltooi het. Immanuel het niks van 'n vuurwapen gehou nie. Hy kon dit nie hanteer nie en wou glad nie by die weermag aansluit en oorlog maak nie. Immanuel was 'n seun propvol energie. Sy drome was om universiteit toe te gaan en verder te gaan studeer in Brittanje of Amerika. Immanuel het toe besluit om Zimbabwe te verlaat, na Botswana te gaan en dan daarvandaan na Brittanje of Amerika te gaan. Die dag van Immanuel se vertrek het hy besluit om nie 'n tas te vat nie. Anders sal die polisie weet dat hy Zimbabwe gaan verlaat en nie in die oorlog wil beklei nie. Hy neem toe sy rugsak met sy paspoort, sy sertifikate en nodige dokumentasie wat hy nodig gaan hê om oor die grens te kom. Immanuel het op die trein geklim by die Bulawayo-stasie en was gou op pad na Botswana. In die trein het Immanuel agtergekom dat daar nog 'n hele ander klomp jong manne op die trein was. Maar een ding wat hy glad nie geweet het nie, is dat een van die groepe wat ook oorlog hou, 'n uitnodiging gestuur het aan alle jong mans om by hulle groep aan te sluit, en dat die polisie op daardie selfde dag al die jong manne wat Zimbabwe verlaat, gaan arresteer. Nog voordat die trein die grens van Botswana kon bereik, het al die jong manne die trein een vir een verlaat, en Immanuel was later die enigste jong man op die trein oor, saam met die res van die reisigers. Soos die trein nader aan die Botswana grens kom, het die trein skielik tot 'n stop gekom. Skielik was daar 15 soldate op die trein met masjiengewere, en toe Immanuel opkyk, vra die een soldaat vir hom: "Waar is jou paspoort?" Immanuel het in sy sak begin vroetel om die paspoort te kry, maar toe hy hom kry, gryp 'n ander soldaat hom aan die gewrig en pluk hom op sy voete. Immanuel het nie geweet wat aangaan nie, en toe hy weer besef wat aangaan, is hy deur 'n soldaat gesleep en by die trein uitgegooi. Immanuel het in die stof geval. Skielik het hy gevoel hoe word hy opgetel en in 'n donker trok gegooi. Die deur van die trok is hard toegeslaan. Na 'n ruk het hy 'n geskree gehoor. Skielik het die trok se deur oopgegaan en nog 27 ander jong manne is in die trok gegooi. Dit was toe dat Immanuel besef wat aangaan. Hy was baie bang en het gebid. Toe die trok uiteindelik tot 'n stop kom, het Immanuel baie stemme en honde gehoor wat grom en knor. Die trok se deur is oopgemaak en daar is vir Immanuel en al die jong manne gesê om uit te klim. Immanuel het gedink daar gaan seker binnekort 'n gewapende aanval by die polisiestasie wees, omdat daar so baie polisies met gewere en polisiehonde was. Tot Immanuel se groot verbasing is hy en die ander 27 jong manne deursoek
en toe almal in een tronksel gegooi, wat skaars groot genoeg was vir 10 mense. Daar was een klein venstertjie naby die dak en een toilet in die middel van die tronksel. Hulle het vuil komberse gekry en het net 10 uur in die oggend kos gekry om te eet. Op 'n dag was sommige van die jongmans geroep om ondervra te word deur die polisie. Immanuel was een van hulle. Een vir een is hulle in 'n kamer geroep. Immanuel het gehoor hoe sommige van die ander jong manne skree en Immanuel het begin bid. Toe sy beurt kom, is hy na 'n kamer geneem. "Maak gou seun," het 'n offisier vir Immanuel gebulder. Immanuel het so vinnig as moontlik geloop. Die enigste wapen wat Immanuel gehad het, was gebed. "Liewe Heer," het hy saggies gebid, "U weet dat ek niks verkeerd gedoen het nie. Help my asseblief." "In Ndebele," vra die offisier vir Immanuel, "waarheen was jy op pad?" "Botswana," het Immanuel gesê. "Om wat nogal daar te doen?" het die offisier gevra. Tot Immanuel se ontsteltenis kon hy nie gepraat kry nie. Die taal Ndebele, waarin die offisier met hom praat, en wat hy so goed ken, wil net nie oor sy lippe vorm nie. Die offisier het vir Immanuel geskree, "As jy nie in Ndebele kan praat nie, antwoord my in Shona." Maar Immanuel se mond was so droog, dat hy nie 'n woord kon uitkry nie. "Waar kom jy vandaan?" het die offisier vir Immanuel gevra. "Chirugwi," het Immanuel geantwoord. "Ek kom ook van Chirugwi," het die offisier gesê. 'n Rukkie lank was daar stilte, en die offisier vra toe vir Immanuel, "Waar is jou dokumente?" Immanuel vertel hom toe, dat die soldate op die trein dit gevat het. Na 'n hele rukkie se stilte, het die offisier na sy vriend geloop en iets gefluister, maar Immanuel kon nie hoor wat dit was nie. Toe sê die offisier vir Immanuel, "Volg my." Hy het Immanuel na buite die tronk geneem en vir hom gesê, "Gaan na die treinstasie, klim op die trein en gaan terug Chirugwi toe." Bewerig en nog bang het Immanuel na die treinstasie geloop. Immanuel het op die trein geklim en was so moeg dat hy sommer vinnig aan die slaap geraak het. Toe Immanuel wakker word en by die venster van die trein uitkyk, kon hy sy oë nie glo nie. Die trein was op Francistown stasie in Botswana. Immanuel het geen paspoort of enige vorm van identifikasie gehad nie en het na Gaborone vertrek. Toe Immanuel in Gaborone aankom, het hy sy storie aan die soldate van die VN vertel. Na 'n hele ruk het die VN vir Immanuel 'n beurs gegee om rekenaarwetenskap in Amerika te gaan studeer. Nadat Immanuel sy studies voltooi het, is hy Harare toe, waar hy vir die kerk by die hoofkantoor van Harare werk. Wanneer Immanuel sy storie aan ander vertel, gebruik hy altyd die volgende woorde wat hy aanhaal uit die Bybel. En ons weet, dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Dit staan in Romeine 8 vers 28. En hy haal ook baie keer 1 Johannes 4 vers 8 aan, wat sê God is liefde. Onthou maats, wanneer jy in gevaar is en jy bid, en God vra om jou te beskerm, sal hy jou altyd help. Hy sal jou gebed antwoord. Ek wil net vra dat ons weer ons oogies sluit, dat ons kan afsluit met gebed. Liewe Jesus, dankie dat ons kan weet, dat U baie lief is vir ons, en dat wanneer ons bang is, ons U kan vra om ons veilig te hou, en dat U ons altyd sal help, en dat U altyd oor ons waak. Amen.